vandag se Die Reine Wynheid. Stap ons die pad saam met legende en pionier Danie de Wet van De Wetshof. De Wetshof is die eerste geregistreerde wynlandgoed in die Robertson Wynvallei. Bekend as die Huis van Chardonnay, gesels Danie de Wet met Emile Joubert oor die ontwikkeling van die wynlandgoed, waar hulle vandag tot 6 Chardonnays vervaardig. Die storie lui so. Dit is die 80s. Jong wynmakers en hulle wil kwaliteit kultivars in die land ontwikkel, maar daarvoor het hulle die stokkies nodig. Daar is so baie al hieroor geskryf, jy is welkom om dit ook te gaan Google, maar op die ou end was dit om Jan Boland Coetzee, wat op daai stadium in Europa was. Hy is natuurlik bekend vir Friesenhof en voor dit Kanonkop. Hy het toe gegaan, die stokkies gesny, besluit dit moet gaan na Danie de Wet toe, want Danie wil so graag hierdie kwaliteit Chardonnay ontwikkel. Hy het gesien Robertson is die regte plek daarvoor, en Frits Joubert, die joernalis is toe op daai stadium in Europa. Hy gee hierdie stokkies vir Frits. Frits vlieg het Suid-Afrika in en die res is geskiedenis. Maar dit is 'n baie kort en eenvoudige weergawe. Gaan lees gerus meer daaroor. Bly by ons. Daai gesprek is volgende hier op Die Reine Wynheid. Maar eers my wyn en vandag wyne van die week. Lae alkohol of selfs geen alkohol wyne is deur sekere mense omstrede. Ander sê fantasties. Daar is soveel verskillendes in die land. Jy kan kyk na Van Loferen, Droste, klomp opsies vir jou om van te kies, en ek dink in Januarie, wanneer jy dalk 'n bietjie ligter wil loop, is daar wonderlike keuses en jy moet besluit wat pas by jou palet. Die een wat ek gereeld in die yskas het, en dit is nou die laagste alkohol een wat ek van weet, wat ek dink ook nog lekker smaak soos wyn en so aan, is die J.C. Leroux Sauvignon Blanc blikkie. Daar's 'n bietjie van 'n vonkel in, geweldig verfrissend. Sit vir hom in 'n glas yskoud en jy gaan gelukkig wees, en hy het net 5% alkohol in. Dan is daar die Perdeberg Light-Hearted. Die Chenin Blanc is my gunsteling van die 3 keuses wat jy daai het, en dit is 7,6% alkohol, en dan is daar ook die Light White van Spier, wat ek dink regtig baie lekker opsies is. Nou, sê vir my wat jy dink van laer alkohol wyn, ek hoor van jou. Drink jy dit, het jy gunstelinge, en jy kan vir my daai boodskap stuur na brink@rsg.co.za. Maar soos ek sê, daar's soveel opsies, daar's ook die wat 0 in het. Is dit vir jou die moeite werd? Maak jy gebruik van daai geleentheid om 'n ligter wyn te drink? Ek weet 'n mens verloor 'n klein bietjie geur, né? Ek dink dit is maar op die ou end wat jy boet tot 'n mate. Maar die 3 wat ek nou vir jou vanaf verwys het, is 3 wat ek nou al gereeld gedrink het. En ek het vriende gehad wat my gevra het, en sê ek vir hulle, mag gaan probeer dit, en sê vir my wat julle dink. Definitief verfrissend. Ek vind nog steeds die witwyne in terme van lae alkohol die lekkerste. Ek dink hy het vir my meer geur, maar dit is natuurlik nou vir verskeie redes. Laat my weet, ek hoor van jou. Danie de Wet van De Wetshof en Emile Joubert saam met hom hier in die ateljee. Emile Joubert, kommunikasiebestuurder vir De Wetshof en familievriend, soos wat hy ook sê. En ons praat vandag oor die groot edel cultivar Chardonnay en die sukses daarvan in Suid-Afrika, en ek sê altyd ook maar, hierdie stories is my so sprokiesverhale vir hoe hulle in die land ingekom het. En ek wil net gevindig hoor, hoe lank ken julle mekaar nou al? Ek het vir Danie ontmoet persoonlik eerste keer in 1995, nogal by die Veritas wynskou. Maar Danie en Leska is vriende van my ouers vir jare lank al. En daar's 'n verbintenis wat terugstrek tot my ma by die KWV gewerk het in die verlaat 70s, 80 jare. So Danie was altyd so in die agterkant omtrek gewees, het altyd gehoor van Danie en Leska en van De Wetshof. Maar ek het toe eers in 1995 die aand by Veritas, toe ek nogal half geïntimideerd gevoel dat die ikoon van die wynbedryf aan my voorgestel word. My hand is nie so groot soos syne, so ek het dan gemaklik gevoel die aand. Ja, julle is beide 2 lang groot menere, Danie, of hoe? Kan jy vir hom onthou toe hy nog so jonk was? Ja, ek ken die aard van die saak, het sy ouers baie goed. En ek ken hulle so goed, dat toe sy ma by die KWV was, het Jan Boland vir my gestuur chocolates, en sy ma het dit vir my oorhandig by die KWV, waar ek het gaan haal het, en so aan. So ons ken mekaar jare al. Dis 'n baie lank pad, ja. En dis 'n voormalige KWV voorsitter wat so praat. Oei, jene, dit ook nog, maar
Ek wil begin by Chardonnay. Hierso het julle nou van De Wetsof se Finesse Chardonnay saamgebring vandag en julle is die huis van Chardonnay soos wat dit bekend staan, De Wetsof. Hoekom dink jy Dani Chardonnay so suksesvol in Suid-Afrika? Hoekom het jy geglo dit moet die land inkom? Kyk, ek het studeer in Duitsland en wat niks te doen het met Chardonnay daai tyd nie. En ek het ook as student het ons van waar ek gestudeer het so rondgegaan na verskillende wynstreke saam met 'n professor of professors. Daar was gewoon ook so eenmaal of tweemaal 'n jaar ekskursie waar ons maar nou so vir 'n paar dae weggegaan het en so het ek maar vir die eerste keer in my lewe in Bourgogne gekom. En ek het altyd baie belang gestel in die grond en die klimaat en daai elemente waarin 'n wingerdstok dan nou eintlik moet sy eie persoonlikheid ontwikkel. En ek het bewus gewees op daai stadium, alhoewel ek kundig was omtrent dat waar ek vanaf kom in Robertson is baie hoë kalkinhoud aan die grond. En die rede hoekom almal altyd gepraat het van die kalk is Robertson het daai tyd ook baie renperde geteel, ook daar groot geword. En voor dit uit die aard van die saak uit trekperde. So die invloed van kalk op diere of op plante was aan my bekend gewees. Maar as jy nou kom in Bourgogne, dan is dit natuurlik baie dominante factor in hulle Pinot-soorte wat lê, Pinot Noir of Chardonnay. Want daai twee variëteite doen eintlik uitstekend in kalkryke gronde. En toe ek nou daar gekom het vir die eerste maal toe het ek bewus geword van hier is iets wat miskien is soos Robertson. Klimaat is ook baie dieselfde. Trouwens, ek dink by hulle is dit nie herken nie, maar ek dink by hulle is dit definitief warmer as party daar as by ons. En baie meer bedompig ook in die hitte. Maar ja, toe ek student was, alreeds het ek te doen gehad met Chardonnay en ek het geweet dat ek kan vorentoe miskien daai variëteit onder andere aan Robertson plant. Dink, as ek mag in die rede val Dani, iets wat my getref het toe ons gepraat het oor jou studiejare, was, jy was nie vir my net 'n gemiddelde wynstudent nie, selfs in Duitse terme nie, want jou presisie en jou verbintenis en jou gehegtheid aan jou plaas, De Wetsof, en Martelies Dani het eintlik vir sy pa gevra om Robertson se grondprofiele oor te vlieg Geisenheim toe. So die Duitse professors, Dani se Duitse professors, die grondprofiele kan ontleed en hulle saam kan besluit wat se kultivars daarmee geskik is. Sure. Want in daardie jare was De Wetsof soos die mees, ons praat nou van die laat 60s, vroeë 70s, soos by verre die meerderheid van die Afrikaanse wynplase het De Wetsof wyn en druiwe verkoop aan die groot koöperatiewe kellers of die groot korporasies soos Distillers en Farmers Winery en die KWV en dies meer. En die wynvariëteite Dani, jy het gehad Steen en Billies en Hannepoot. Billies wat Canaan eintlik genoem was omdat hy groot trosse gehad het en dan natuurlik Fransdrywe wat Palomino is. Muscadel. Wat ons in Robertson eintlik nie gehad het, maar Stellenbosch vol van was is Claret Blanche. Ja. Raisin Blanc het maar eers gekom in die vroeë 70 jare, toe het hulle gesê, dit is eintlik 'n tafeldryfsoort, wat ek dink ook dit is nie, maar never mind, het gegaan oor tonne, daai tyd. Dat hulle gehad, natuurlik Cinsault, waarvan hulle rabat gemaak het, baie goeie rabat vir brandewyn. En natuurlik Hannepoot en Muscadel wat rooi is of wat wit is. Maar die doel van julle, en julle was jy was in die panier op Robertson, maar op Stellenbosch was nou Nico Meiberg en Frans Milan en daar was Sydney Beck in die Parel, maar dit was die begin van 'n nuwe neiging in die Suid-Afrikaanse wynbedryf om ons vingerpotensiaal te ontwikkel deur nuwe variëteite. In daardie jare was daar nie Sauvignon Blanc gewees nie, daar was nie Chardonnay nie, daar was nie Merlot nie, Cabernet Franc, daar was Pinot Noir, klein bietjie Syrah, klein bietjie Cabernet. So die twee faktore vir my was die pionierswerk om die regte variëteite in die gronde te kry en daarom 'n nuwe Suid-Afrikaanse wynprofiel te skep en soort van die landgoed beweging in Suid-Afrika aan die gang te kry. So daai pioniersrol gaan baie groter as net die
invlieg van 'n paar stokkie Chardonnay. Wel, dit was 'n groot saak. Ons gaan nou ook by daai storie ook kom, maar Dani vertel, soos wat Emil ook nou sê, daar het nou 'n paar name genoem van mense wat saam met jou in die 70s so opgekom het en hierdie passie en 'n baie groot rol gespeel het. En Emil sê vir my, hierdie ouens, Martelies, kry net nie genoeg erkenning vir wat hulle gedoen het met die ontwikkeling van die wynbedryf in die 70s nie. Vertel vir ons van jou herinneringe van daai periode. Wat was vir jou, wat staan vir jou in daai stadium uit en die drif en passie wat jy gehad het om, soos hy sê, die Suid-Afrikaanse wynprofiel te verbreed? Ja. Kyk, ek gaan nou so eentjie terugstap. Ek het ons nou die variëteite opgenoem. En geen van daai variëteite, met die uitsondering miskien van Chenin Blanc, wat toen onbekend was, die woord, het was steen geweest wat hulle het genoem het ons niks gehad in terme van witwyn, wat nou eintlik, jy kan maar sê, klop aan die deur van iets wat spesiaal is nie. Wat die tegnologie betref in die wijnkellers, dink ek was ons nog alle jare redelik on the ball, as ek het so kan noem. Wingerdbekundig miskien minder so, omdat jy weet, die mekanisasie van die goed was anderste, was moeiliker geweest as vandag. En die aard van die saak het aan Robertson met ons besproei, ons het baie lae reënval. So was baie ander moeilike dinge van daai tyd, maar met vandag se moderne tegnologie is die goed mos iets van die verlede. Ja. Gelukkig het die wynbedryf sterk kundige mense gehad. Emil het nou genoem 'n paar name, maar wat Gunther Brösel was daar geweest, daar was ander wynmakers ook, Willie Haker, wat ook in die buiteland gestudeer het en wat ook tegnologies vaardig was. Daar was baie sulke mense geweest. En dit het groot invloed gespeel op ons bedryf, wat eintlik baie goed ontwikkel het en vinnig ontwikkel het. Vinniger as byvoorbeeld Amerika of Australië in daai tyd. Ek praat nou van die 70e jare. So, die ander groot bate wat in Suid-Afrika was, wat ook daarmee gehelp het, dat dinge vinnig verbeter het, was die kellers, die produksiekellers, was allemaal in die besit van boere gewees, of van producente gewees. Terwyl jy Australië toevat, was omtrent 80% plus, ek wil amper sê 90%, van die kellerfasiliteite, die produksiefaciliteite, was in die hande gewees van groot consortiums, wat niks eintlik met die wynproducente te doen het nie. So, ons 'n groot bate wat Suid-Afrika gehad het van die begin af. Ek dink 'n rol wat KWV gespeel het ook om die bedryf te ontwikkel en te stabiliseer en uit te voer. Word ook al die jare eintlik misgekyk met geen waardering daarvoor nie. En na die KWV nie meer daar is nie, is dit maar all for free, né? Ja, is maar jammer, het is ek al verby die gebou ry in die Parel en dit word nou uitvier vir kantore. Jy weet, dit is maar een van daai dinge, dit is 'n so enorme deel van ons geskiedenis. Ja. Maar mense baie besop om uit vandag se tyd uit gister te kritiseer. Gister is gedoen deur slim mense vir gister se omstandighede. So mense moet nooit terugkyk negatief nie. Ek sê altyd, as jy nie weet waarvan jy kom, jy weet ook nie waartoe jy op pad is nie. Maar nietemin, terug te kom na die karakters toe van daai tyd, daar was groot karakters geweest, hulle het almal hulle eie sterkpunte gehad en hulle het almal hulle agendas gehad. Die mooi ding van daai tyd was, die mense het baie meer tyd vir mekaar gehad. Alhoewel hulle nie noodwendig altyd saamgestem het nie. Maar het hulle tyd gemaak om by mekaar uit te kom, om vergaderings te hou, om te besluit en om te gaan vorentoe. Ek dink ons moet nou maar gesels oor die inbring van kultivars. Ek meen, ons kan nou teruggaan Jan van Riebeeck toe natuurlik in terme van die geskiedenis, maar wat was die omstandighede van die inbring van 'n kultivar? Daar was natuurlik reëls gewees vir meer as net druiwe. Ons praat mos nou hier van ander vrugte en swaan ook, maar wat was die reëls daar gewees en hoe het dit toe nou gekom dat jy moet nou maar die storie, is ek seker dat jy nou al so baie vertel, soos arme Beyers met die Perelt en Pinotage storie wat hy baie moet vertel in die jaar van 100 viering. Geef ons net gevinnige terugblik ook wat daar gebeur het. En Emil se pa, Emil is ook hier want sy pa was ook betrokke by hierdie saak en het was die koerier soos ek verstaan. Hy was 'n koerier geweest. Vertel vir ons dan. Kyk, ek dink ons moet gehaal by Jan van Riebeeck. Dit is die stokkies hier aangekom het en die hiergenote wat eintlik Nant toe beweeg het en die Loire uitgekom het 'n groot rol gespeel deurdat van daai variëteite van die Loire eintlik maar gekom het in Nat. Ons ken nie alles nie. Maar ons weet dat baie van die goed kan ons terugtreist, Cabernet Franc byvoorbeeld, die steen of Chenin Blanc byvoorbeeld. En as ander variëteite ook.
Maar ek dink die persoon wat baie gedoen het, is Isaac Perold. Isaac Perold is gebore in die Kaap in 1988. Hy het toe in Stellenbosch het hy gaan studeer wiskunde en chemie. Toe het hy 'n beurs gekry na Wittenberg toe, dis naby Leipzig. So universiteit, vandag is dit die Martin Luther Universiteit, waar hy sy PhD gedoen het in chemie, natuurwetenskappe en chemie. En toe kom hy terug Suid-Afrika toe as 'n gasprofessor by UCT vir 'n jaar. En toe, in daai stukkie ken ek nog nie, maar toe het die regering hom teruggestuur Duitsland toe, om te gaan soek vir kultivars vir die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Gekom, wat ek nog gelees het daarvan, en wat ek weet daarvan, het die regering om die opdrag gegee. Wel, hy is vir 4 jaar gegaan. En hy is toe Geisenheim toe, waar ek gestudeer het. En dit moes gewees het om en by in die tyd van 1904, wat ons nou van praat. Soos maar kort na die Boereoorlog. En hy was goed Frans magtig en ook Duits magtig. En nou ja, toe het hy klaar Duits afgestudeerde PhD. So die aard van die saak het in sy 4 jaar tyd wat hy in Geisenheim was, het hy nie soos ek 'n student van onder af geleer, hy het obviously gewerk met kollegas in verskillende goed. En hy het hom ingestudeer in wynbou en van wingerdverbouing af tot kellertegnologie en allerlei tipe van dinge. Maar hy het besef dat in Suid-Afrika kan ons net die bedryf na punt toe vat as ons die regte kultivars het. En hy het in Duitsland, Frankryk, Italië, Portugal en ook in Spanje, selfs in Noord-Afrika, het hy rondgereis in die wynwêrelde en hy het geleer praat. Hy kon homself goed help met Italiaans, Portugees en Spaans. Boonbehalwe nou dat hy goed magtig was in die ander 2 tale wat ek genoem het. So het hy byvoorbeeld in 1910 het hy die Balinka geïdentifiseer in Noord-Afrika, wat seker die enkele belangrikste kultivar geword het vir ons tafeldrywe, vir die uitvoering van ons tafeldrywe. Hy is net dink die finansiële spin-off wat Balinka gebring het in die sukses van die Suid-Afrikaanse tafeldryf besigheid. En hy het dan ook toe die 4 jaar verby is gekom na Stellenbosch toe, en met 177 verskillende druifvariëteite. Hy het ongelukkig nie gefokus soseer op die onderstokke nie, want daar was baie min in daai tyd gewees. Ons praat van 'n termyn van sê maar 15 jaar nadat mense begin as gevolg van die verloksrelys begin 'n plante afent het. Daar was baie kundigheid daaromtrent nie. Maar die 177 kultivars ingebring en dis alles geplant by die plaas op Stellenbosch, wat behoort vandag nog aan die universiteit welgevallen. En daar het hy die goed vermeerder en ook daaruit het hy die aard van die saak uit geteel, waar onder andere een van die goed wat hy geteel het is nou pinotas. Hy het toe begin boeke skrywe, wingerdbouboeke en ook kellertegnologie boeke, wat ek toevallig nou het van my pa nog, wat hy geskryf het. Die boeke was 1926, nee Emile, so ek daar rond, ja. Ja. En in elk geval, hy het toe die eerste professor geword. Hy het begin toe met die wynwingerdbou fakulteit in Stellenbosch Universiteit en hy was die eerste professor gewees. En het ook later aan die dekaan geword van landbou by Stellenbosch Universiteit. So hy was van daai tyd af 1914 rond tot 1928 was hy betrokke as professor en in 28 weet ek is hy KWV toe as produksiebestuurder van die KWV, maar nog altyd aangebly as die dekaan van die fakulteit op Stellenbosch en so aan. So hy het die Chardonnay ingebring, nie ekkie, of Sauvignon Blanc en al die ander goed. Emile lag ook maar saam, ja. Passing the buck. Ja, ek bly nou stil hierso. Maar die rede hoekom ek Martelies dit daar gaan haal, dit is, jy weet om te sê, jy weet daar was 'n leemte en dit is normaal, dis nie skande nie. Enige bedryf begin van onder af. En eintlik as 'n ding nie finansiëel sin maak nie, dan hoekom sou iemand daarmee begin het? Maar hy het gesien op daai stadium. Hoekom het dit finansiëel sin gemaak het is, Suid-Afrikaanse wynbedryf was daai tyd geskroei vir wat die mark wou gehad het. En die mark wou gehad gefortifiseerde wyne,
brandewyne, en of ons daarvan hou of nie, tot en met 1955 was die gefortifiseerde wynmark in Suid-Afrika die grootste segment van die mark. Interessant, beverre, ek lees die ander dag 'n boek van die ontstaan van die Grange wyn in Australië. En hulle sê dieselfde ding, tot en met die vroeë 60er jare was 70-80% van Australië se wynverbruik wat hulle genoem het sherry en port. Ja, by ons geval gefortifiseerde wyne. Ek dink die omstandighede was ook daarteen met gefortifikasie van wyne het die ding gestabiliseer. Hy kan nie so maklik afgaan nie. Ja. Maar jy kan je voorstel in die ou dae die probleem was die wyne is blootgestel aan hitte. Hoe kon hulle goed nou verkoel het? En vervoer, hoe ver kon jy nou wyn vervoer het? En hoe moet jy ding stabiliseer? Ek weet dit was nie maklik nie. So daar's ook praktiese oorwegings vir al die klas van goed. Selfs ek weet daar nie wat jy ure wat ek in die keller spandeer het, maar ek bedoel ek kan net dink 'n Pierrot in 1928 probeer om Chardonnay te gis in ons omstandighede en te verouder. Dit gaan nie 'n mooi prentjie wees nie. Wel hy het geweet dat Chardonnay was toe al reeds in Bourgogne. Hulle het dit gedoen aan vate en hy het dit geweet en geken. Ons ook daai tyd maar ons wyne aan vate gemaak, al die wyne. Ek praat daai tyd voor my tyd nou. So hy was 'n karakter gewees wat die goed ingebring het. Alright, in my tyd nou, ek het 'n student gewees en nadat ek klaar gestudeer het, het ek verder 'n bietjie gekyk na plantmateriaal, seleksie van plantmateriaal en daai tipe van goed onder 'n professor Becker, Helmut Becker. En saam met hom het ek die geleentheid gehad om eintlik na Italië toe gaan. Oostenryk was ek gewees, syde by Boebals en professor Boebals in Montpellier. Maar ek het geleer ken die mense wat eintlik in Europa groot rolspelers was in plantverbetering of plantkultivaars of die evaluasie daarvan of wat ook al. En toe ek Suid-Afrika toe gekom het, ek besef ons het 'n ernstige behoefte aan die goed. Ek was ook blootgestel gewees aan persone soos Pankratz en Hans Ambrosi, wat toe op daai stadium toe ek in Duitsland student was, al reeds terug was van Suid-Afrika af. Ja, en ons het toe maar begin met sekere rolspelers in die bedryf praat oor die behoefte van plantmateriaal, en daar was nie een enkele mens in die bedryf wat nie gesê het, daar is 'n ernstige behoefte om die regte plantmateriaal die land in te bring. En niemand van ons, of ek was nog maar jonk geweest, maar niemand van ons het gedink is 'n sonde nie. Never mind van teen die wet. So it was just a normal thing to do. Maar met, as dan is 'n invul, ek is reg onthou, jy vertel het dit, ek ben niet voorbij die proefplaas, jy en Pongras. Jy het Sauvignon Blanc en Chardonnay daar gekry. Ja. Met die doel om het te vermeerder. Ja. Die Sauvignon Blanc het gewerk. Ek bedoel, jy was tot 'n sekere tyd die grootste Sauvignon Blanc plaas in die land gewees. Of die propageerder, mees gepropageerder van Sauvignon Blanc in die laat 70s, vroeë 80s. Maar die Chardonnay materiaal wat op niet voorbij gestaan het, was nie voldoende gewees nie. So daar het die kyk oor die horisonne begin. Ja. Ons kon nie die Chardonnay reg kry nie. Daar was op daai stadium al die beginfase van 'n hittebehandeling, ons noem dit hittebehandeling, waar dit eintlik dan die plant vinnige groei as gevolg van sommer tropiese of ek noem dit maar dit ding, maar die ideale klimaat. Amper 'n kweekhuis-effek. 'n kweekhuis-effek. Maar ons was nie goed genoeg om dit reg te doen nie. En nou ja, die maklikste en die vinnigste opsie was dan maar ek het die kontak gehad. Ek het gewerk saam met daai mense onder hulle. En so ek kon goed kry, ja. Vertel vir ons hoe dit gebeur het asseblief. Ek weet dit is 'n, jy weet, mens kyk na hierdie dinge van dit is natuurlik omstrede, al daai tipe van goed, maar vir my is dit die mooiste stories. Want dit is mense wat so half saamgestaan het en saamgewerk het en ja, dit is nou daar was nou wette en al die tipe van goed en sake gemaak en so aan, maar ek dink dit is belangrik vir mense om te verstaan dat daar mense was wat bereid was om kansse te vat. Ek sê nie mense met die wet gaan verbreek nie mense, maar dat mense wou kansse vat om 'n
fantastiese produk op trots Suid-Afrikaanse grond te kweek. So ek dink ek kyk altyd daarna vanuit daai perspektief. Ek weet nie hoe julle daaroor voel nie. Dani glimlag daarom nog. Ek glimlag. Kyk, die ding is, ek het maar gesê, as jy nie 'n mark het vir ietsie, produseer jy mos moeilikheid. Ja. En die groot ding wat eintlik die mark was daai tyd was produksie. Vir verskeie goed, vir brandewynmark op daai stadium was groter as die res van die totale spiritualia mark in Suid-Afrika. Sure. Met ander woorde, jou gin en vodka en wat ook al by mekaar wil gooi, whisky. Die brandewynmark was die grootste geweest. En wyn in die aard van die saak het. In 1955 het die witwynmark beginne en die modus van die witwynmark was geweest lekker tafelwyn het dit genoem. Dat het gepraat van 'n glas Chardonnay nie, tafelwyn, tafel witwyn en tafel rooiwyn. En die oorsprongstelsel het gekom wat 'n groot rol gespeel het, dink ek, om die bewustheid van wyn eintlik te aksenteer, dat mense geweet het dis 'n Chardonnay of dis 'n dit of dat. Tot so 'n mate was dit suksesvol, die oorsprongstelsel, dat daar was oornag 'n ernstige tekort aan rooiwyn. En jy sal onthou hier by Constantia, die Kaapse mense gegaan na Groot Constantia toe, op Woensdagoggend dan verkoop hulle die wyn. Dan staan die mense al in die donkerte daarso, om op Woensdag of Donderdag, een van daai 2 dae, dan het hulle nou die wyn verkoop en dan kan jy nou koop 'n kus. Daar was 'n tekort aan rooiwyn geweest. Dis nou die dag. Ons praat nou van iets in die 1974 daar rond. Ja. En so die groot rolspelers, zeg maar soos nou koöperatiewe kellers en so aan, het 'n mark gehad vir 'n bepaalde produk. Terwyl die landgoedere het gevoel hulle kan nie kompeteer met daai groot rolspelers nie. Hulle moet 'n nis hê, 'n nismark. In die wêreld daar buite het die nismark al reeds gehad en dit was gewees cultivars. En dit is hoekom daar behoefte was om cultivars ook in Suid-Afrika te produseer. En dit is hoekom hulle gesê het Cabernet, die rooiwyn tekort wat daar was te min Cabernet byvoorbeeld. Op daai stadium toe hulle begin het met die oorsprongstelsel, toe hulle gesê goed, as 'n kwart van die Cabernet in die bottel is, dan mag ons dit sertifiseer as Cabernet. Maar dit het 'n uitfaseringsperiode gehad van 'n paar jaar. Ja. Toe gaan dit na 50% toe en toe gaan dit na 75% toe. Internasionaal was altyd 85%. En toe eers omtrent 20 jaar daarna het Suid-Afrika gespring van die 75 af na die 85% toe. So, daar was die cultivars geweest, die goed moes aangeplant geword het. En die boere sou die aanplant as hulle nie daarmee gaan geld maak. Maar daar was toe iewers skielik 'n tekort. En toe ons die klopperkommissie gehad het ek die woorde gebruik die dag in die hof. En ek het gesê, as die Suid-Afrikaanse mark vandag nog gestaan het sonder Chardonnay, of sonder van hierdie ingevoerde cultivars, dat ons niks gehad om eintlik aan die internasionale mark aan te bied. So, ja, dit was nou ongelukkig, miskien het ons die nood geken, omdat ons in die bedryf is, maar die regulasies wat geskrywe moes word, is 'n bietjie later geskrywe. Emile, vertel jy ook vir ons 'n bietjie agtergrond daar? Nee, ek luister wat Dani sê en ek kyk gelukkig aan die uitgenoegde kant kan onthou hoe die wynbedryf daardie tyd gelyk het en wat se wyn op die mark was en wat ek gedrink het. En ek dink dat Dani en Jan Boland en Frans Belan en Sydney Beck en daai klomp, Pieter Finlayson, met daai ding van almal geneig, ons in vandag se tyd, ons dink aan iemand doen iets vir onmiddellike gratifikasie. En wat hulle gedoen het was 'n langtermyn visie in die wynbedryf. Jy het nie gedoen vir jou eie gewin nie. Dit was nie iets vir jy vinnig nou net 'n kans vat om 'n quick buck te maak. Dit was helse groot beleggings gewees. I mean, jy weet wat dit kos het om 'n wingerd aan te plant en goed te propageer. En Daniel sou definitief nie gedoen het sonder 'n langtermyn visie nie. En dis hoekom ek so halwe beheptheid het met daai, ek moet nog 'n naam vir hulle kry, vir die 70-jarig 1970s span pioniers in die bedryf, hoe hulle die traject van Afrikaanse wyn verander het. Jy kyk na Chardonnay. Chardonnay wêreldwyd
was nie 'n ding gewees voor die Judgment of Paris van 1976 eintlik nie. Daar het toe die Californian wyne nou die wit Bourgondiese, niemand het gedink oor Bourgondiese witwyne Chardonnay nie, dit was 'n Bourgondiese witwyn. Maar toe Judgment of Paris uitgaan en die hele wêreld begin skryf dat Amerikaanse wyne nou beter as Franse wyne, was dit die Amerikaanse Chardonnays wat beter was as die Bourgondiese witwyne, en toe het Chardonnay ontplof as gevolg van daardie hoofstuk. En as ons nie gerad was in die 80er en die 90er jare met Chardonnay nie, sou ons net 'n paar jaar agter gewees het. So dit was 'n enorme bydrae, maar dit sal geld dink ek vir Sauvignon Blanc, wat die eerste Chardonnay Suid-Afrika is in die 80 gemaak, eerste Sauvignon Blanc 1977, die twee het van gelyk geloop. Interessant dat Merlot en Cabernet Franc hoofsaaklik aan beginjare vir snitwyne gebruik is. Eers later het is enkel cultivars gekom, en ek dink die traject van die wynbedryf as volg daarvan, maar die grootste, belangrikste punt van die hele gesprek, as ek mag sê, is dat ons vandag van die wêreld se beste Chardonnays maak. Dat hoeveel gerekende internasionale wynskrywers hulle kop op 'n blok gesit, onder meer Jancis Robinson, Andrew Jefford, wat gesê het Suid-Afrika maak die beste Chardonnay buite Bourgondia. En ek dink Danius, jy en jou span kan terugkyk, dis 'n helse kompliment om te aanvaar, want ons sou nie hier gewees het, was die vir daai era nie. Ja, ons het baie fantastiese wynsverhale in Suid-Afrika. Pinotage is nou wonderlik, en die groot Bordeaux blends en dies meer. Maar vir my is Chardonnay altyd. En ek dink, as ek mag vra, as wynverbruiker, hoe Chardonnay, want ek het nou net daai, so van 16 jaar oud, het ek nou lekker wyn begin drink, gesonde hoeveelhede, droë witwyn, was altyd my ding gewees. En ek is uitgelewer Perreberg Steen. Jy is ook 'n fan van Perreberg Steen. Jy het gesê, in jou jare as jong wynskouproeër, kon jy Perreberg Steen en so. Perreberg Steen met dat pink etiket, het ek op gesquee. Ek het baie Aroma White gedrink, en Teenskraal Riesling. Maar ek keer toe my pa vir die eerste keer de Wetsof Chardonnay aandra, ek dink ek was nie weermag gewees. En daai aroma van 'n gehoute witwyn, wat uit die glas uitkom, ek sou dit nooit vergeet nie. Dit is 'n heeltemal 'n ander dimensie en 'n klemverskywing gewees. Ek dink dit is wat baie mense in Chardonnay sien. Hy is mees aangeplante witwariëteit in die wêreld. En dit verskaf soveel wynvreugde op soveel vlakke. Of jy nou alledaagse bottelwyn of 2 bottelwyn drinker is, ontgehoute Chardonnay of 'n likkies gehoute Chardonnay, dit gaan immens bevrediging gee. En as jy kom by die top witwyn in die wêreld, Dani, ek weet, ek en jy wat nou so Droomerikanties en so aan gereeld drink en so aan, ek dink 'n Montrachet, die Chardonnay van Bourgogne, daai in Montrachet wingerd, en maak ook die grootste witwyn in die wêreld. So dis net 'n fantastiese kultivar. Ek wil 'n bietjie praat oor de Wetsof se Chardonnays volgende, sover ek verstaan, so 6 wat julle maak, ons gaan 'n bietjie uitbrei daaroor. Maar ek sal nooit vergeet nie, ek dink ek was in my 20's. Ek is super naïef. Ek ry na klein dorpies toe en dan vat ek my mikrofoon en dan gaan doen ek nou sommer net opnames, niks wat ek vooraf gereël het nie. Ek loop net by plekke in en dan vra ek, kan ek gou 'n onderhoud doen van 7 minute? En ek onthou ek nog my ma saamgevat, my pa is nou oorlede, ek ry vir haar nou oral saam en ek kyk net die plaas, ek dink dit lyk lekker en ek trek hier af. En ek sit in die motor voor die groot gebou en ek bel die mense, ek sê vir hulle, man, ek is nou in 'n rolstoel en hier's nou klomp klippies hier, ek weet ek sien nie toegang nie, maar ek wil gou vinnig net met die wynmaker gou 'n onderhoud doen en net vra oor die plaas. Dis letterlik wat ek gedoen het. Ek skaam my eintlik vandag daarvoor dat mense net so instap. En ek sal dit nooit vergeet die Dani, jy kom buitekant toe met 'n tafeltjie en 1 of 2 of 3 bottels wyn. Ek het in die kar gesit en hy het vir my buite voor die gebou 'n proe aangebied en 'n onderhoud gedoen en ek dink vandag daaraan en dink ek, jene mense, hier sit ek nou met Dani de Wet, nou verstaan 'n mens wie is Dani de Wet en die rol wat die persoon gespeel het. So jammer daaroor, Dani, ek weet eers of jy dit kan onthou nie, ek hoop eintlik jy so nie, maar dis die eerste 'n baie belangrike punt aan, want ek praat altyd, ons het 2 terroirs in Suid-Afrika. Een is die terroir, die grond en die klimaat en die hellings, en die ander is wat ek nou noem the human terroir. Ja. En die meelewendheid van die mense en die wynervarings waaraan hulle vir mens blootstel.
Ek dink geen ander wynland doen dit so goed soos ons. Daai storie, jy gaan dit nooit in jou lewe vergeet nie. Nee, en wil net deel. Dit is wat ek so ervaar met wynmakers, mense in die bedryf. Hulle wil net so graag deel en sit en gesels en is passievol daaroor. En ek onthou die eerste keer, ek het nou maar altyd groot geraak, so, jy weet, my pa het Sauvignon Blanc gedrink, lekker toeganklike, maklike wyne en so aan. En hier drink ek nou vir die eerste keer Chardonnay, wat ek toe nou, want ek wil praat oor in terme van die gehoute Chardonnay wat jy nou verwys het, Emil, toe die Limestone Hill. En ek dink myself, dit is sekerlik een van die lekkerste dinge wat ek in my lewe al geproe het en weet niks van gehout en ongehout nie. En so gaan ons eet by 'n restaurant die dag en ek bestel hier 'n verskriklike dier, kan nie onthou wat dit was nie, Chardonnay. Toe is daai ding so geel, botter, gehout, my palet was nog nie reg daarvoor nie. En ek het vir so 'n lang periode van tyd Limestone gedrink en dit was my, ek noem dit my gateway tot Chardonnay, want dit was die wyn wat ek net besef het, jene, dit is enige iemand wat ek wil blootstel in Chardonnay, wat nie Chardonnay verstaan nie, sê ek begin met Limestone Hill en verstaan hoe vars iets kan smaak en dan kry jy die elegante gehoute witwyne en Chardonnays. Praat met my oor jou filosofie van Chardonnay by De Wetshof. Julle het baie daarvan. Ons gaan 'n bietjie praat oor die verskillendes en natuurlik die batelier wat Emil ook al gesê het net 'n groot gunsteling is. Hoe benader jy Chardonnay op die plaas? Ek weet dis 'n baie wye vraag, maar ek in 6 daarvan, dis en elkeen het heeltemal sy eie unieke identiteit. Kyk, Chardonnay is, soos Emil nou net gesê het, is vandag een van die grootste aangeplante variëteite. En een van die sterkpunte van 'n wyn is, hy moet kos komplementeer. En Chardonnay doen dit by uitstek, dink ek, as 'n witwynvariëteit baie goed. Nie dat die ander variëteite daarvoor terugstaan nie, hoegenaamd nie. Die belangrikste vir 'n plaas, landgoed, is om te probeer, om te poog, dat jy eintlik dit wat die landgoed is in terme van sy grond of sy klimaat, te kan weerspieël in die karakter van die wyn. En op die plaas het ons verskillende tipe gronde, verskillende liggings, ook verskillende hoogtes. Al die goed speel 'n rol op 'n bepaalde plant. Dit is nou maar net eenvoudig so. Ons probeer eintlik dit vaslê dat dit herhaalbaar, herkenbaar is nie net by my nie, maar ook by die verbruiker. En daarom moet ons beweeg in die verskillende style of selfs verskillende rigtings van Chardonnay. En dit gaan oor dat daar 'n soort van 'n karaktereienskap is wat jy kan identifiseer met, sê maar, daai tipe grond of daai tipe helling of wat ook al dit is. Dis hoekom dit so interessant is dat byvoorbeeld Chardonnay van Robertson, Chardonnay van, sê maar, die Oeverberg daar by Hemel en Aarde of by Elgin, Stellenbosch, waar ook al, radicaal verskil. Ek weet, ek was eenmaal gevra om te beoordeel kompetisie in Stellenbosch, die Helderberg, dit was nou nie Chardonnay, dit was nou wyne geweest, maar die Helderberg teenoor Simonsberg. En toe daar nou Helderberg wyne en Simonsberg wyne. En ek was toen die paneelhoof en ek het so toe ry, het ek gedink by myself, okay, fine, dit is 'n baie nice onderwerp, dis hoekom ek gesê het ek gaan dit doen. Maar ons sal moet, wat ek dink moeilik is nie, was ook nie moeilik nie, kan maklik erken wat is Helderberg en wat is Simonsberg. Die groot verskil in die aard van die saak uit is die grond, die helling, die ligging, en daar sal definitief ook ligstrome wees en klimaat goed wat ook 'n rol gaan speel en so aan. En toe het ek gesê vir die beoordelaars, die paneel wat ons was, kom ons proe gewoon net eers so 3 witwyne en 3 rooiwyne, maak nie saak, maar ons weet wie se dit is nie. Dat ons net ons bearings kan regkry, net ons rigting kan regkry. Ek het gedink dit sal my seker vat 'n uur om dit te doen. Dit het my gevat 10 minute. En is jy 'n superproe? Is dit nee, die paneel. Goed. Die paneel vir hulle om dit te nie ek nie. Ja, ek het my eie ding gedoen. Vir hulle om te identifiseer, right, dis 'n tipiese Helderberg, het sy van die rooi of wat is, en dit is 'n tipiese Simonsberg. So 'n landgoed is maar die baie dieselfde plaas. Die boer moet eintlik maar sy wingerd ken, hy moet sy grond ken, hy moet sy klimaat ken en hy moet kyk wat kan hy daaruit ontwikkel sodat dit herhaalbaar, herkenbaar is. Ja. Neil Ellis sê altyd dat van jou 10 jaar
om in 'n wingerd jou voetspore te los voor jy die wingerd ken. Jan Boland het altyd gesê, jy hou nooit op om te leer nie. So, en dit is die waarheid. Ek is ook al vandag dat ek nog nie meer te jonk is nie. So, ek leer ook nog. Ek het nou die dag vir Beyer Streeter gesê, ek wonder of want Jan Boland het gesê, hy teken op die temperature van die verskillende jare en daai tipe van ding in die Stellenbosch omgewing en of hulle daai boekies het. So ek sal nogal wil sien of mense, hy sê hulle wil dit maar gaan soek iewers vir die kinders vra of mense kan kyk daarna, maar die feit dat hy altyd ook net op hoogte van sake wil bly en wou leer tot kort voordat hy nou afgetree het, tegnies afgetree het. Ek kom regtig agter veral met 'n generasie van boere, jou kant Dani, dat daar word so klem gelê op die grond en die grondkunde daar agter. Ek sê nie die nuwe wynmakers doen dit nie. Ek voel net julle praat baie meer oor daai aspekte en ek dink is meer passievol dalk. Vind jy dit ook so of is ek verkeerd? Nee, ek vind dit ook passievol. Ek het net maar gesê toe ek student was, het ek belang gestel in. Maar wat my frustreer is dat die wynbedryf in die wêreld so ver honderde jare agter byvoorbeeld die Chinese was wat met tea aangeplant het, dieselfde plant, dieselfde gewas, maar hulle het ontdek alreeds, ons praat van honderde jare gelede, dat op hierdie tipe grond maak die tea so, en ten hierdie helling van die berg is dit so, en op die hoogte Bukansiespiel, binne die berg, is die tea weer baie bitter, of baie wat ook al. Ja. So wanneer ons in die wynbedryf is nie uniek nie, hoegenaamd nie. As jy vir my sê, wie is uniek, wat ek van weet in die geskiedenis, waar landbouers eintlik gesien het die waardes van ligging en die invloed daarvan op die vrug, of die whatever jy wil gebruik daarvan, in die geval nou tea, was dit die Chinese, wat eintlik Oosterlinge, wat eintlik daarmee. En Dani is 'n groot liefhebber van oolong tee, hy kan getuig daarvan, hy het dit geleer drink, maar jy weet Martlies, Deleen, toe ons laas gepraat het, Deleen Fourie het gesê, elke wyn het 'n adres nodig. En die posisie van wyn en die besonderheid van wyn en die toekoms van wyn hang af daarvan dat dit 'n produk is wat jy terugtrek tot 'n adres toe. Die wynbedryf het so ontstaan. I mean, die Karoo Lammers het nou die afgelope paar jaar nou uiteindelik besef jy trek op terug na 'n plek van oorsprong toe. So daardie adres is baie belangrik. Nie net in die maak van die wyn nie, maar hoe jy dit bemark en hoe jy ook gesien word. So ja, die grond alleen is fisiek waarskynlik die voorhand liggendste identiteit van 'n sekere plaas, maar daarmee saam gaan dit die manier hoe die wingerde, ek is seker Dani pas nou nog 'n paar grondvoorbereidingstegnieke voor wat jy dalk by jou pa geleer het of wingers. So dis geslagte van kundigheid van wingerdbou en grondmaak wat de Wetshof die sukses gemaak het wat hy vandag is. Nou derde geslag. Daai stuk van goed gebeur nie oornag nie. Maar ek dink wat daar net genoem wat Chardonnay so besonders maak is jy kan een plaas sit met 5 of 6 verskillende wyne en jy hoef nie 'n wynkenner te wees om te proef dat dit Chardonnay is, maar elkeen het iets anders in 'n ander dimensie in nie. En daarmee saam laat jy die magie van die cultivar aspek. Maar Dani, ek weet nie of jy vra, in die begintye, almal het nou nie so dikvoet wyn, 'n dikvoet hout palet soos ek nie, ek hou van 'n dik Chardonnay met hout in. Maar die beginjare moes daai ding van gewees dat die Chardonnay te gehout is, mense het nie baie byval aanklank gevind daarmee nie. En dit het gelei tot die finesse wat jy gemaak het. Jy het daai ding agtergekom dat die houtery 'n bietjie verdagte skep onder sekere verbruikers. Ja, jy moet een ding onthou, Emile, die Chardonnay mark in die wêreld was relatief klein. Bourgogne is nie groot nie. Bourgogne is maar klein. En Chablis het baie beroemd geword, wat nou deel is van Bourgogne, eentjie ver daarvan af geleë, maar never mind, en baie van die Chablis wyne was eintlik nooit in die hout gewees nie. Of 'n meetheid. In die ou dae, uit aard van die saak, het was altyd in hout, maar het was altyd 'n ou hout, wat eintlik min invloed gehad het op die wyne. Terwyl in Bourgogne was dit meestal nou nie noodwendig ou hout nie.
Die ander probleem wat ons gehad het was, eerstens ons het nie die kennis gehad nie, wat 'n tipe hout nie. Dan die ander ding is, jy moet een ding onthou, toe ons begin met Chardonnay of witwyn, selfs ook vir rooiwyn, klein oudvaart veroudering in rooiwyn, maar dieselfde tyd gekom, nee, in die 70e jare. En ek dink Melis was een van die eerste mense wat dit begin doen het. Toe ons met die witwyn Chardonnay ingebring het Melis ook met die rooiwyn dit begin doen. Ons moes nuwe vate koop. Met ander woorde, in die eerste beginjare was dit gewees vate wat ons nie kon sê hoe gerooster moet wees nie. Dit was vir ons gedoen. En die vate was nie, met ander woorde was sterk hout komponente wat daar was. Maar met die jare saamheen het ons 'n paar goed geleer. Die een is jy hoef nie noodwendig nuwe vatte hê nie. Jy wil ook van die ou vate hê. Jy wil 'n kombinasie hê. Die ander ding wat ons geleer het is hulle rooster die vate in Europa baie keer baie swaar binne-in. En 'n Robertson met ons tipe grond wat ons het en waar ons baie sitrusagtige fyn geure het in die Chardonnay. Maak jy daai mooi sitrus fyn geure dood met daai geroosterde akkerhout geure wat daar deurkom. So dit werk nie. Werk nie vir ons nie. So ons moes maar leer. En right, die ander ding is hoekom het die mense en die verbruikers hiervan gehou. En jy weet, ek in Duitsland was daar so 'n Duitse spreekwoord was die Bauer nicht kennt, das frisst nicht. Wat die boere ken nie eet hy ook nie. En so baie van die verbruikers was vreemd geweest. Ja. Die mense het gehou, die Sauvignon Blanc was welkom, want dit was 'n vrugtegeur en dit was nice geweest, hulle het gehou daarvan. Pas by ons klimaat, pas by ons kos. Maar Chardonnay was vir hulle gewees iets wat hulle glad nie geken het nie. En alhoewel het baie modieus was op daai stadium, het baie mense vir my gesê, dit mag nou modieus wees en dit mag wonderlike wyn wees, maar ek ken dit nie, ek verstaan dit en ek hou nie daarvan nie. Maar ek dink die hout aspek was 'n negatiewe aspek omdat ons dit nie reg aangewend het nie. Dit punt 1. Punt 2 was ons het ons verbeel daai tyd dat Chardonnay is noodwendig aan hout. Wat nie so is nie. En ek was die eerste gewees in Suid-Afrika wat gesê het as dit so 'n edel kultivar is, hoef hy nie noodwendig in 'n houtvat te gewees het nie. Hy kan op sy eie staan al kom hy uit 'n staaltank uit of wat ook al. En ons het daarom beginne met die sogenaamde ongehoute Chardonnay. Bonvallon, nee. Het was Bonvallon. Maar jy moet jou die vraag vra, hoekom moet ek op die etiket skryf hy's 'n ongehoute Chardonnay? Jy weet, nou moet ek nou sê vir wat? Jy weet dis Diet Coke. Is dit is 'n Chardonnay? Waar nou was of in 'n staaltank of in 'n glaspot of wat ook al, wat maak dit nou saak? Maar kan jy ook verseker in ek dink dit was 1985, 86. Toe was ek in Australië gewees. En toe was daar nog geen sprake eers van 'n ongehoute Chardonnay. Nee. Praat oor 85. Wyn Expo 85? Was dit die jaar toe? Nee, het was in 1985 wyn, maar die was Wyn Expo 86. Vertel gou daai storie. Kyk, Wyn Expo was daai tyd die grootste internasionale wynskou van die wêreld gewees, waar eintlik wyn tentoonstellings, ek maar sê, daar was stalletjies en almal gaan met hulle wyne soontoe en jy koop 'n stalletjie en jy staan en bedien jou wyne en daar kom duisende mense van reg oor die wêreld kom daar deur. Dit is altyd gewees van die Sondag tot die Donderdag, so 3/4 van 'n week. Lang ure op jou bene, van die oggend 9:00 af tot die middag omtrent so 6:00 toe. Was baie groot skou. Bestaan vandag nog. Hulle doen dit nou in Parys. Dan het hulle 'n kompetisie gehad waardeur hulle dan nou wyne gevat het van die skou en hulle die wyne dan nou deur internasionale panele laat beoordeel. Ek was 'n paar keer genooi om daarvan ook later jare om daarvan nou ook 'n paneel in 'n beoordelaar te wees of zoiets. Maar in die jaar 1986 het hulle dan nou toevallig nou 'n wyn van ons, die Wetsof Chardonnay, toe uitgesoek as die beste wyn op die tentoonstelling. Dis nou ons praat van die hele wêreld wat daar is met wyne. Ja. Wow. Ja. Hulle het getrek, wat hulle getrek het was 900 iets, ek kan nie getal presies nou nie, maar ek weet 900 iets wyne wat beoordeel was, dis nou wit en soetwyne, Tokai, wat ook al seker Duitse edelaard oeswyne ook. Ja, dit was 'n groot oomblik vir die Wetsof uit die aard van die saak, ook vir
Chardonnay, nou moet jy onthou, dit was gewees maande na die kloppersaak, die klopperkommissie, wat dan ons eintlik enigste maar in lewe wat ek in 'n hof moes gestaan het, om te verduidelik hoekom ek iets gedoen het. So dit het dan net daarna gekom, dit was ook miskien bitter verlak vir ons, maar dit het ook baie gedoen in 'n tyd waar Suid-Afrika eintlik polities redelik geïsoleer was vir ons beeld van ons wynbedryf. En daar sou etlike mense van die buiteland wat dan Suid-Afrika besoek het nie etlike nie, maar daar was sommige sulke gevalle gewees waar mense gekom het die Wetshof toe en gesê het maar hulle wil van die wyn hê of wat ook al. Ek kan dink, uit PR oogpunt kan ek nie dink, kyk in daai jaar nommer 1, daai jaar het jy nie 'n wynkompetisie agter elke lamppaal gehad soos wat die geval is nie. En dit is maar 1985 oesjaar is 5 jaar nadat die eerste Chardonnay bekend gestel is in Suid-Afrika. So om op daai platform erken te word. Watter wyn van hom was dit toe gewees? Wat een van die daai tyd het ons nie so baie etikette gehad soos nou nie. Ons gehad is Chardonnay. Goed. En daai wyn was dan ook meer, sê maar, swaarige houte Chardonnay as die ander ene. En so dit was sê maar, as a matter of fact, dit was vernoem daai tyd die Dornier, maar die naam Dornier eers agterna gekom. Jy weet, was die eier of die hoender. Maar later, as gevolg van die prys wat ek gekry het vir daai wyn, dit was die Grand Prix de Honneur. En daarom het ek die woord Dornier op die etiket gesit, want dit kom daarvan af, en dit kom uit een bepaalde area uit van die Wetshof se wingerde. Dis vandag die site. Ja. Die naam is vandag die site. Lieflike wyn. Ja. Dani, jy is nou die derde generasie, ofwel, jy is die tweede generasie, jou seuns die derde, so hoe ervaar jy die oorgee? En ek weet jy haat seker hierdie tipe van stelling, want ek meen, jy het jou vinger op die pols en daai tipe van ding, maar iewers moet die volgende generasie neem nou half oor. Jy het dit ervaar wat jou pa het met jou moes doen, jy doen dit nou met jou twee seuns. Hoe gaan dit daarmee en hoe ervaar jy dit net as mens self, Dani, die oorgee van hierdie ongelooflike produk in plaas wat jy geskep het aan die volgende generasie? Ja, ek dink die vraag daar's twee pole. Maar nou ek en my pa, dit is twee pole. Hang af hoe hy het gesien, hoe ek het gesien. Ja. En binne 'n oogwink draai die pole om. Dan is jy nou aan daai kant en die kant van jou is weer aan die kant. En ek dink die wegtrek antwoord is, as dit 'n langtermyn plan is, dat almal wil boer, dan is dit die koning. Aan die ander woorde, wie ook al deel is van hierdie gesprek of denke, alles is langtermyn. En wat is die beste belang vir langtermyn? En wat jy, as jy die ouer een is, of as my pa nou die ouer een is, en ek is die jonge ene onthou goed, hy is 'n spons, hy neem baie op. Die ouer ene moet soveel soos hy kan gee, dat die spons kan opneem. Dit hoef nie tegniese goed te wees, maar die tegniese goed beweeg vinniger as die geslagte. Die jonger geslag gaan in elk geval baie meer on the ball wees met die tegniese goed as wat die ouer geslag is. Dit is nou maar eenvoudig so. Maar daar is baie wysheid wat jy kan oorgee. En dit is jou verantwoordelikheid. Dit is nie geval van dis dit of dat. Dit is jy moet as die ouer ene moet jy altyd gaan dink in jou eie tyd konstruktief. Hoe kan ek wat oorgee op die langtermyn belang van die besigheid? Wat hulle daarmee maak is mos nou hulle saak. Maar dan moet ek ook albei vir jou sê, enige iemand wat soos uitgedink het en oorgegee het, wil hom ook sien ten minste laat die saakjie kom op. So dis nie heeltemal hulle saakie. As jy nou sit waar ek nou sit, het dit vir my belang, ek het 'n groot rol gespeel buite die Wetshof ook, in my eie boek nou. En toe ek 60 geword het ek besluit, ek is klaar met alles in die wynbedryf. Ek het nooit in my lewe gedien op een enkele ding, wat nie te doen het met wyn nie. Ek het gesê, ek dien op niks, as dit nie met wyn te doen het nie. So ek het my daaraan bemoei, en ek het my baie van my tyd daaraan gegee, maar toe ek 60 word het ek gesê, nou is dit die Wetshof, en my kinders. En hulle is baie verskillend, die twee van hulle, en dit is eintlik 'n sterkte, en ek bestuur hulle ook elkeen soos hulle is. Ek het altyd gesê,
dat in die mens se wese is daar net 3. Dis of 'n visionêr, of 'n netwerker, of 'n monitor. En baie keer as ek in die vergaderings was, het ek altyd so gesê, kyk en luister vir die mense, dan vrym ek hulle, raam ek hulle, die een, en jy's 'n visionêr, ek moet jou so hanteer. Jy's 'n netwerker, dis fyn, ek kan jou so hanteer. En jy's 'n monitor, moet jou so hanteer. En daaroor kan 'n mens nou lank gesels. Maar Pieter, my jongste seun, is uit 'n monitor, en Johannes 'n netwerker. Ek self is 'n visionêr, nie omdat ek die titel op myself sit nie, maar ek beoordeel mense soos hulle is. En so ek was bestuur hulle so ook. Maar ek sê altyd, maak hulle bewus daarvan dat enige een van ons het sterkpunte en swakpunte. Sterkpunte moet jy bou, swakpunte moet jy ontwikkel. Don't ignore it. So geniet ek dit om met hulle saam te werk? Ja, ek geniet dit. Wat geniet ek nie? Ek geniet nie die dissipline wat ek op myself moet sit, dat ek moet wegstap en nie terugkyk na sekere aspekte van die hoeke van die besigheid nie. O, jene. En dit is 'n dissipline wat jy moet doen. En is dit maklik? Ek dink dit is maklik vir my nie. As dit vir ander mense maklik, ek kan nie dink dit is maklik nie. Ja. Maar jy moet nooit eintlik in die pad wees van hulle nie. My pa hy was baie beter as ek in daardie opsig. As ek moet dink die tyd van tegnologie wat verander het in sy tyd. Dit was ligmyle geweest. En hy het my dit toegelaat. Hy het die naam Chardonnay kon nie spel nie, of Sauvignon Blanc, of wat ook al daar was nie. Was onbekend geweest. Hy het my geondersteun. Die mense wat gekom het van Osea af na ons toe, professors en wat ook al, omdat ek die kontak gehad het, hy het by van Suid-Afrika toe gekom, want Suid-Afrika het 'n goeie, lewendige wingerdbou besigheid gehad. En my pa het altyd daarvan gehou dat hulle kom en dat hulle met hulle gesels oor dit of wat ook al. En ek probeer dieselfde maar wees. Onthou dat uit 'n bemarkingsoogpunt uit is, moenie die waarde van 'n familiewynplaas onderskat nie. Jy kan maar gaan kyk daar in Frankryk en Spanje, Italië, Portugal, as hulle 3 of 4 geslagte is, hulle bemark hulle self so. Antonories en daai kamp, hulle het 'n hele groepering van familiewynboerderye. En hier in die verbygang, as ek met pelle praat oor wyn en dis meer, en selfs uit hulle oogpunt uit, daar's 'n tipe van 'n vertroue wat 'n familie wynplaas skep. En ek dink Hannes Meiburg het dit baie mooi opgesom. Hy het gesê dat hulle is nou hy sê 8ste geslag op Meerlus. Hy sê teen die tyd dink hy die wynverbruiker het geleer, hulle kan ons handelsmerk vertrou want ons gee om oor wat ons doen. Ja. En ek dink dis iets wat is moeilik om wetenskaplik te pyl, maar as jy kyk jong plase wat eerste geslag is, hulle skryf family wines. Solank die man en die vrou nog getroud is, soort van skryf ons sommer family wines agter die etiket. Want dan family wines dra groot waarde. En ek dink met die De Wets is daar so die wetnaam en De Wetshof is sinoniem. En dit is 'n groot bate vir De Wetshof, benemens die gate van die wyn natuurlik. Ek wil ook vir Dani vra voordat ons kom by jou 5 vrae gou vinnig. So wat sien jy en wat sal jy wil jy moet anders sien as jou ware nalatenskap? Ek hoop definitief dis omdat ek stokke die land ingebring het. Ek het nog steeds die storie gekry, ek gaan dit maar self vertel die begin. Ek gaan dit maar self vertel. Ja, maar dis 'n mooi storie in elk geval. Ja, ek dink dat as jy van elke era het sy eie tyd. En in my tyd wat ek daar was, het ons definitief begin beweeg na die, noem dit dan maar die edelkultivars van die wêreld. En dit is my lekker as ek terugkyk, die bietjie wat ek nou met te doen gehad het, ons was suksesvol. Die Suid-Afrikaanse wynbedryf was suksesvol om die topvariteite van die wêreld te vestig. Die boere was suksesvol om dit uit te bou na 'n suksesstorie toe. Die kellers, wynmakers is bevredig. Hulle het gehad goeie vrugte waarvan hulle iets kon gedoen het, wat die moderne tegnologie ook jou kan help om dan nou te bring waar ons dit graag wil bring.
Die verbruikers in Suid-Afrika kan trots wees op wyn wat hulle het, wat uit die Kaap uitkom of dan van ons wynlande afkom. En ek dink in die buiteland kan ons nog altyd sê dat Suid-Afrika is 'n trotse wynproduserende land, so goed soos die beste in die wêreld. Maar jy weet, ons het net gepraat van familiesake. En een van die goed wat vir my die belangrikste in my lewe is, en dit is die belangrikste in my wese ook is. Eerstmaal in my lewe wat ek blootgestel was aan Dr. Rupert. Het hy van ons gesê, dit was daai tyd gewees in die 70 jare, toe so 'n handjievol landgoedere, Meelis, dis een gewees, ons, het hulle die wyne van bemark. Toe Dr. Rupert nou so 'n vergadering gehad met ons, na het ons gaan eet, en hy het vir ons gesê, ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Wyn se sukses staan op 'n tripod, 3 bene. Die een been se naam is image, beeld. Die tweede been se naam is image, beeld. Die derde been se naam is image, beeld. En ek het besluit, alles wat ons doen, alles wat ons is, moet altyd sorg dat jy dit reg doen, geloofwaardig doen, met image. En as wyn kan staan op daai 3 poot, dan sal dit goed gaan met wyn. Nou op die huidige oomblik, ons nou sit in gesels, is daar mos nou baie mense wat nou sê, maar daar is nou 'n afname aan wyn, verkoop in die wêreld. Daar is verskeie redes wat daarvoor gegee word, en ek gaan nie daarop ingaan nie. Maar van wat ek my verstand het, tot vandag, was daar nog nooit oor een landbouproduk so baie geskryf soos oor wyn nie. Ek wil amper my so ver verstout om te sê, daar is seker net so baie geskryf oor wyn, soos oor die res van alle landbouprodukte saam. Wyn is so inherent deel van die hele wêreld, nie net in Suid-Afrika of in die westerse wêreld, die hele wêreld deel. Dat ek kan nie glo dat daai ding nie uit die mode uitgaan nie. Dit is onmoontlik. Dit is so goed jy sê vir my, ons gaan nie meer verder brood eet nie, of vrugte eet nie. Dat daar wel patroonveranderings is. Dit is mos nou logies. Ons siklusse. Siklusse. Ons het gepraat van die soetwyn siklus wat verander het tot in 50 jaar het ons die wyn aanbieding en die behoefte heeltemal verander. Ja, exactly. En so ek is bevoorreg dat ek my kinders kan agterlaat in 'n bedryf waarin hulle suksesvol ook hopelik hulle kinders weer kan kry om verder te gaan. Pragtig, Dani. Al wat ek nou sit en wonder is, hy som ons nou so mense op, is ek nou is ek 'n monitor of 'n visionair? Dis al dat ek nou later begin wonder hierso. Ek gaan na die tyd vra, miskien moet ek nie vra nie. Dani, sommer so 5 vinnige snaakse vrae om die gesprek mee af te sluit. Daar is nog so baie om oor te gesels. Die ene van die tyd moet mense net gaan, ek gaan net 'n mikrofoon voor jou neersit en dan moet jy net vir ons stories vertel van wat jy alles onthou. Maar goed, eerste vraag wat ek het, ek gaan dit nou baie eenvoudig hou. Beste wynervaring wat jy nog ooit in jou lewe gehad het. Dit mag nou nie een van jou eie wyne wees. Die beste wynervaring. So dit kon 'n eenvoudige wyn gewees het in 'n fantastiese plek, of dit kon 'n fantastiese wyn in 'n eenvoudige plek gewees het. As jy die vraag van my pa gevra het, ek gaan jou eie antwoord. Na die Tweede Wêreldoorlog was daar Italianers wat by my oupa op die plaas was. Daar was 'n klomp gewees, maar daar was gewees messelaars en daar was tot 'n kok gewees. En toe my pa vir my kom kuier terwyl ek in Duitsland was, toe gaan ons af Italië toe. En ek nou, ons het oor die Brennero pas gery na Bolzano toe, Suid-Tirol. En dit was verskriklik bedompig en warm. My pa het altyd die gewoonte gehad, as ons by 'n hotel gekom het, dat hy gaan bad of shower, en dat hy vir hom in die kamer, ek doen dit nooit, maar hy het altyd vir hom die kamer toe dan bestel 'n glas wyn of 'n bier of wat ook al. En toe gaan ons uit en hy nooit toe, lang voor die tyd nou met baie opgewondenheid, dat hy toe een van die Italianers met wie hy nog altyd gekorrespondeer het, dat hy nou toe gesê, maar die man is woont in Bolzano, of in Bozen, die Duitse naam was Bozen. Toe nooi ons die man nou vir ete, sommer na die hotel toe. Ons het buite gesit, onder 'n veranda, en het was warm geweest, en die ou
hulle het almal bier gedrink en so, en ek het wyn gedrink, witwyn, maar in geval, toe sê my, die ou drink rooi wyn, Italianen, toe sê my pa, ek moet nou Italiaanse wyn kry, wat rooi is, en so aan. Vraag ek, wat het die hele daar so, nou so kraffie wyn. Maar die kraffie wyn was koud geweest. Sit ons nou daar so aan eet, en hy het die aand baie geniet saam met die man wat hy nou vir 30, 40 jaar nie gesien het, ja, 30 jaar. En hy het op lekker gekeier, obviously, en daar was nie een kraffie, daar was 'n paar kraffies geweest. Want jy het my pa die vraag gevra, wat is die beste wyn wat jy ooit in jou lewe gehad het? Dat ek vir hom het gevra. Hy het gesê, daai aand in Bolzano onder daai veranda, met daai wyn wat die etiket op wat in die kraffie wat lekker koud was, saam met Giorgio. Ja. Dit was die heerlikste wyn wat ek in my lewe gehad het. Jy weet so, ek gaan vir jou 'n ander storie vertel. Jy is welkom, want ek het die volgende vraag was die vreemdste plek wat jy nog ooit wyn. Nou dink ek myself, jy het klaar die vraag beantwoord. Ek gaan vir jou 'n ander mooi storie vertel. En die storie het Pon van Sail vir my vertel. Hy was die bestuurder van Robertson Co-op. Al was die twee broers, hulle ouers is die Medani, hulle het gewoon in Engeland, kom ons sê nou maar in Engeland, in 'n kasteel. Hulle het 'n butler gehad, hulle het 'n lang tafel gehad wat hulle eet, en hulle al die gesit die een op die een kant van die tafel, en die ander op die ander kop van die tafel. Hulle het 'n winoteek gehad onder die keller, en dan word daar gesê, vanaand is dit nou eend, of vark, of skaap, of vis, en dan wat 'n wyn gaan naby, en dan sê hulle gehaal die of daai wyn. Maar daar was die een wyn wat hulle pa vir hulle gesê het, dit is iets baie, baie spesiaal. En so die wyn nou ouer geword, en hulle het gesê, maar wanneer drink ons die wyn? Gaan ons die wyn los vir die nageslag, want hulle nog die vrouens gehad nie, of gaan ons die wyn drink? Nee, ons gaan die wyn drink. Ok, wanneer? Ja, sal so 'n dag kom. En iets het gebeur, ek kan nou daai deel van die storie kan ek nou nie vir jou vertel nie, want ek kan nie onthou nie. En hulle sê dit vanaand. Sê ook vir die butler, vanaand gaan dit nou daai wyn wees. Right, nou gaan hulle sit, butler is veronderstel om te gaan, en die ouwe broer staan op. En hy sê vir die butler, ek sal self gaan haal, en ek sal self oopmaak. En hy gaan haal die wyn onder die keller uit, en hy dra die bottel soos hy gelê het, nou mooi, so nou, die skit stap netjies op, sit hom, so skyns, in 'n houer, sny die loodkapsule oop, trek die kurk stadig uit, almal is gespanne, die butler is gespanne, sy broer is gespanne, die kok kan nog die kos, daai kos dis bring nie, want die wyn moet geskink word. En hy vat die bottel wyn en hy stap om die tafel, en terwyl hy stap, skink hy die wyn uit op die tapuit. En hy maak die hele bottel leeg op die tapuit. Die butler is verbaas, sy broer is sprakeloos, en hy sit die leë bottel neer in die middel van die tafel. En sy broer sê vir hom, wat dink jy nou gedoen? Hy sê, laat ons hierdie wyn onthou vir wat hy was, en soos pa gesê het hy is. En wat is die moral of the story? Die verwagtinge was so hoog, dat al was het die wonderlikste wyn in die wêreld, daar was geen manier dat hy aan die verwagtinge sou kon voldoen nie. Nou die story, niemand is meer daar nie, maar die story is nog daar. En die aard van die saak het in my lewe het ek baie wyne geproe wat wonderlik was. Maar jy moet altyd jouself beoordeel, en jy moet ook die omstandighede beoordeel. En dan wil ek vir jou vra, die persoon lewend of dood in die wêreld wat jy 'n glas wyn saam mee sou wou drink. Wat jy dalk nou nog nie, of wel, as hulle oorlede is, wat jy graag sou wou terugroep om die tafel. Uit nuuskierigheid uit, sal ek baie graag met Perolt wou gesels het. 'n Goeie roep, baie goeie roep. Goed. Ek wil net sê, daar is op Perolt se boek, daai persboekie van hom, wat Rufus Kenny geskryf het. Ja. Wonderlik, elke wynmaker moet daai boek hê. En Pierre het so dagboek gehou van sy besoeke deur Frankryk en Portugal, en sy dan doen ons dit en dan dat. Nou ry hy daar deur Bourgondia. Dan proe hy nou Code Nuit en Corton en so aan. Man, met daai
daai Pinot Noir is amper so goed soos dies wat ek maak al welgeval en baie potensiaal. Hy skryf met sy hand. Potensiaal. Hy het baie selfvertroue gehad, Dani. Ek dink julle sou mekaar goed aangevul het. Ons het nou baie gepraat oor die suksesse, maar ek vra nogal vir baie van die mense, wat is die grootste fout wat jy al as wynmaker gemaak het? In die keller of in die wingerd of hoe dit ook al sê. Ja, in die keller maak 'n mens ook in die aard van die saak het foute, maar die keller is baie soos 'n horlosie. Dit word fyn beplan en dit word ook so gedoen. So die flaters wat daar is maar gewoonlik mense flaters. Maar die grootste fout wat ek in my lewe gemaak het, was toe ek plantmateriaal vermeerder het. Toe was ek genader deur sekere mense wat vir my gesê het, hulle bring nou materiaal in of ek dit kan vermeerder. Wat toe later gebleik te wees het nie Chardonnay nie, maar die Auxerrois, waar uiteindelik dan nou daai hofsaak gekom het. Goed. So my blindelingse vertroue aan ander mense was my grootste fout wat ek gemaak het. Laastens kom ons sluit op 'n positiewe noot af. Jy is eintlik so bietjie met vakansie. So ek is baie dankbaar dat jy gekom het vir hierdie onderhoud. Sy lyk regtig asof hy op 'n boot hoor. Ek dink julle moet regtig geseiljag gaan hier. Die relaxed look. Dit is die Kaapse look, ja, dit is, ja. En dis die mooiste weer buite. Watse glas sien jy uit daarna om te proe iewers in die volgende week of oor die naweek? Ek gaan die mule net maar 'n glas Chardonnay skink. Ons moet net besluit waar dit gaan gebeur. Nou sê jy my. Nou sê jy my. Nou gaan ek my regmaak. Ja. Maar nee, ek drink elke dag van my lewe drink ek wyn. Ek drink uit die aard van my hoe ek lewe aan die middag altyd drink ek wyn. Van my vriende sê, hoe kry jy reg om in die middag wyn te drink en dan nog te gaan werk? Maar dit doen ek my lewe lank so. Maar as ek op my eie is saam met Leska, dan drink ek in die aand gewoonlik niks. So ek eet nie kos sonder wyn nie. Ek het baie van my pa gevra. Wil jy water hê? Dan sê hy vir my, nee, dankie, ek drink wyn. Saam met kos nou, bedoel ek. Maar in elk geval, so, ja, ek drink elke dag wyn en dit is altyd vir my experience, wat gaan ek drink? Want dit moet die dag komplementeer. Dit is ook 'n nimmer eindigende reis raak. Ja, nee. Dit is 'n totale, en om met de Wets rond te hang is nog 'n ervaring, want jy dink hulle is elke dag in die keller, en hulle praat net oor wyn en dan nog steeds, as jy soms vir so 'n gemaklike samekoms, dan like het maar hierdie seker grysgronde waar die wyn kom en wat dink jy daarvan, en bespreek jy ding. Ek sou sê wine nerds nie, maar wynbeheptes, en dit moet 'n wynmaker wees. Jy moet maar wynbehept wees. Maar daar's altyd 'n nuwe wynoes en 'n oesjaar om te waardeer en ek waardeer julle tyd, Emil, ja? En ons kry die voordeel uit hulle beheptheid uit. Net so, presies. Dankie vir die feit dat julle so behep is met wyn. Dankie dat julle ingekom het. Dankie Emil ook. Dankie Dani. En dankie vir die stories wat jy gedeel het. Ek sien baie uit daarna om van die finesse te proe. Binnekort, ek sal hom gaan koud maak vir die naweek. En geniet bietjie die aftyd waar jy kans kry. Sterkte met die somer daar in Robertson. Baie dankie en baie dankie, dit is lekker met jou kos te skels. Adios, madam. Met elke gesprek leer ek saam met jou net meer en meer. Hoe fantasties. Dankie vir die tyd, Dani en Emil. En ek sluit vandag se program soos gewoonlik af met my wynfeit vir die week. Tutankhamun is ontdek met 26 kruike van wyn in sy graf. Dit is alles bedoel vir die farao se reis en onderhoud in die hiernamaals. Howard Carter se opgrawing in 1922 het 26 amfore groot kruike met 2 handvatsels ontdek wat spore van wyn en ander vloeistowwe bevat het. Die kruike het gedetailleerde etikette gehad, soortgelyk aan moderne wynetikette. Dit het die oesjaar aangedui, die naam van die hoofwynmaker, was dit goed, baie goed of baie baie goed? Hulle het vir lank gewonder wat die kleur van die wyn was, of die wyn was onbekend omdat die vloeistof al lank verdamp het, maar in die vroeë 2000s het Spaanse wetenskaplikes 'n tegniek ontwikkel om hierdie suur op te spoor, 'n chemikalie wat 'n afbreekproduk van die rooi pigment in druiwe is. So die ontleding in die lig gebring dat hoewel die meeste van die flesse witwyn bevat het, ten minste 2 van hulle insluitend 1 met die opskrif jaar 9, wyn van die landgoed van Aton bevat het. En net laastens, interessant genoeg, is die rooiwynkruik
wynstruik aan die weste kant van die grafkamer geplaas en 'n witwynkruik aan die ooste kant, 'n plasing wat glo simboliese betekenis het wat verband hou met die daaglikse siklus van die son en die farao se wedergeboorte. Sien jou weer volgende week en gaan luister die ander potgoeie indien jy nog nie al die Bekbazare geluister het nie. Sê vir my 'n bietjie hoe jy saamluister, waar jy saamluister en watter wyn jy geniet. Brink by rsg.co.za. Tot die volgende, die reine wynheid.